Shalom, goeiemôre van my kant, Frik Weideman en Shabbat Shalom, halleluja. Mense, dis 'n besondere dag, dis 'n apart gestelde dag. Die woord leer my, dis 'n geseënde en dis 'n heilige dag. En op hierdie besondere dag groet ek jou in die wonderbare naam van ons meester Yeshua. Hy is ons verlosser, ons saligmaker, die een wat weer gaan kom. Hy is die meester van die Shabbat. Die engele buig voor hom in die hemel en hulle roep uit, heilig, heilig, heilig is die een wat was, die een wat is en die een wat weer sal kom. Hy is die weg, die waarheid en die lewe. En in hom het ek en jy die gawe van die ewige lewe. So van my kant, Shabbat Shalom. Prys sy wonderbare naam. En die woord verklaar verder in die boek van Jesaja 58. Hy sê, wanneer jy jou voet nie terughou van my Shabbat nie, en wanneer jy my Shabbat 'n verlustiging noem, sal ek jou laat ry op die hoogtes van hierdie aarde. En die mond van Jotai-Wafai het hierdie woorde oor jou lewe gespreek. So ek verklaar vandag van jou, geseënd is jy, omdat jy opgedaag het op hierdie apart gestelde dag, met hierdie uitsending van Menorah Tabernakel. Geseënd is jy in jou ingang en in jou uitgang. Geseënd is jy op hierdie besondere dag. En my gebed vandag vir jou is, wat ingeskakel is, dat Vader se gemanifesteerde teenwoordigheid op jou sal neerdal, want jy's apart gestel op hierdie apart gestelde dag, en dat jy net beleef en ervaar sy teenwoordigheid, en sy teenwoordigheid is hemels, of jy nou alleen sit voor 'n rekenaar, of op 'n televisie, of op 'n telefoon, of waar jy miskien betrokke is by 'n huisgemeente, waar 'n groepie mense saamkom, geseënd is julle vandag, in die wonderbare naam van meester Yeshua, halleluja. Man, ek wil sommer uitroep en my gees roep uit, halleluja. Ons bring vanmôre aan hom die eer, die lof en die aanbidding. Mense, net daar waar jy is, kom ek en jy bid saam. Ons vra Vader se seën op hierdie Shabbat boodskap en dat sy heilige naam en sy koninkryk gebou sal word ook deur hierdie boodskap. Dit gaan nie oor 'n mens nie, dit gaan oor hom. Hy is ons Vader, hy is ons skepper, hy is ons leidsman, hy is ons herder, hy is ons geneesheer, hy is ons heiligmaker, hy is sommer alles in ons lewe. Hy is die bron van alle bestaan. Kom ek en jy bid saam. Hemelse Vader, Abba Vader, God Almagtig, U is die heilige van Israel, die een wat was, die een wat is en die een wat weer sal kom. En ons kom buig in aanbidding voor U aangesig en ons bely vandag ons afhanklikheid by U. Vader, ek bid in hierdie môre dat U roog, dat U Heilige Gees ons sal lei in die spore van geregtigheid. Lei ons asseblief na waters waar daar is. En Vader, wanneer mense ingeskakel is op hierdie Shabbat boodskap, of wanneer hulle later na hierdie boodskap kyk, is my gebed dat mense die transformasie krag van U woord sal beleef en ervaar. En dat mense nie dieselfde sal wees nie, maar dat daar 'n verandering sal plaasvind, dat ons gemoed sal verander ooreenkomstig die plan en die volmaakte wil van ons hemelse Vader. Vader, ek bid ook in hierdie môre dat wanneer mense gebukkend gaan deur moeilikheid, waar mense in 'n hopelose toestand verkeer, wanneer hulle raad op is van wie omstandighede wat teen hulle kom, en elke wapen wat die vyand teen hulle smee. Vader, bid ek in hierdie môre vir 'n gees van vasberadenheid, 'n gees om te volhard tot die einde, want U woord leer ons, hy wat volhard tot die einde sal gered word. Ek roep vandag 'n vasberade gees, soos 'n Josua, wees sterk en vol moed en vasberade. Vader, dat ons 'n generasie sal wees wat opstaan en uitstaan vir U koninkryk, en dat U koninkryk, dat ons bestormers sal wees vir die koninkryk van duisternis. Vader, ek dank U vir U woord. Ek dank U dat U woord vir ewig sal bly staan. En dat hierdie woord ons lewens sal rig, in lyn met U woord, in lyn met U koninkryk, en dat ons daarin sal wandel. En Vader, dat ons op hierdie dag sal besef, ons is koninkryksbouers in U koninkryk. Laat U heilige naam geheilig word.
laat die perfekte wil geskied, soos in die hemel, net so op die aarde, en die koninkryk wat in die hemel is, dat die koninkryk nou sal manifesteer, by elke individu, by elke groepie, wat ingeskakel is op hierdie Shabbat. Vader, dankie vir manne en vroue, seuns en dogters, wat apart gesteld is, wat reageer op die heilige afsprake wat aan U behoort. Abba, ons eer U daarvoor, ons loof U daarvoor. Ek dank U vanoggend vir U genade, wat onnaspeurlik oor ons lewens uitgestort is. En ek bring aan U die eer en die lof en die aanbidding in die wonderbare naam van Meester Yeshua, ons verlosser en ons saligmaker. En my gees roep uit, halleluja, prys sy wonderlike naam. Weet jy, ek wil net vanmôre aan hom 'n lofoffer bring, want hy alleen is dit waardig. Mense, weer eens dankie dat ons kan saamstaan in die stroom van lewende waters. En ek is opgewonde. En weet jy hoekom is ek opgewonde? Want ek besef dat ons is in 'n seisoen van restaurasie, waar families geherstel word, waar Vader se woord herstel word. Ek moet sommer my Bybel vashou as ek met jou praat. Ek hou daarvan om net baie keer sommer net my woord so vas te hou, dat ek kan voel hy's naby my. Dis sommer net 'n manifestasie. Dis maar sommer net ek. Ek hou daarvan as ek baie keer praat om net my woord vas te hou. Ek voel so, daar's sekuriteit, daar's fondasie wanneer ek sy woord vashou. En ek besef net dat ons is in 'n seisoen van restaurasie en herstel. En ek verklaar dit ook vandag oor jou lewe in die naam van Meester Yeshua. En mense waaroor ek baie opgewonde is natuurlik, ek sien herlewing. Ek sien herlewing. Nie net in Suid-Afrika nie, maar ook in Namibië. Ek sien herlewing reg oor hierdie wêreld. Onthou net, ek kry die boodskappe. Ek kry boodskappe van mense wat tans besig is om tot die waarheid te kom, waar mense teshuwa, waar mense terugkeer na die woord. Maar mense vir my sê, hoorie, ek stap uit. Ek stap uit hierdie tradisie godsdiens, hierdie menslike oorleweringe godsdiens. Ek stap uit. Ek het genoeg gehad van Egipte. Ek het genoeg gehad van Babylon en van Moab. Ek is klaar. Ek is klaar met hierdie fluffiness, en ek is klaar met hierdie katholieke sisteem wat geïnfiltreer het in al die gemeentes en al hierdie kerke. Ek is klaar. En mense, ek sien, dis herlewing. Wie wat is herlewing? Herlewing is wanneer ons weer terugkeer na die waarheid, na Vader se gebooie, sy instruksies, sy verordeninge, wanneer ons terugkeer na sy afsprake wat hy met ons het. Mense, sy afsprake staan vas tot in alle ewigheid, soos wat sy koninkryk vasstaan tot in alle ewigheid, staan sy afsprake vas. En wanneer ek en jy teshuwa, dit beteken wanneer ons terugkeer na hom toe, en ons wandel in die waarheid, dit is herlewing. Wanneer sy waarheid weer voorloop, dat ons sal klaar kry met die leuns, dat ons sal klaar kry met verleiding en misleiding in die naam van Meester Yeshua. En mense, dis die rede dat ons land so lyk. Mense, dis die rede dat ons kinders is waar dit is. Hosea 4 vers 6 sê, hy sê, omdat jy my kennis verwerp, het ek jou ontneem van jou priesterambt en ek het jou kinders vergeet. En dit is hartseer. En as ek rondom my kyk, dan sien ek dit. So ten spyte van die morele verval, ten spyte van waar hierdie wêreld gaan, wat boos is en wat donker is, mense, sien ek 'n lig wat opkom. Ek sien herlewing. Ek sien ons kom terug na die waarheid, en soveel mense stap uit, en dit maak my opgewonde. So mense, op hierdie pragtige Saterdag Shabbat is my tema, 'n belangrike tema, want dis wat Vader sê. Nie 'n mens sê nie, Vader sê, dis wat die volk sê. So my tema is, hierdie volk sê. So mense, as jy jou woord het vanmôre, maak hom oop asseblief by Haggai, hoofstuk 1, vers 2, en hoor vandag, wat sê die Almagtige. So waar kry hy sy inligting? Hy kry sy inligting van wat ek praat, hoe ek funksioneer. Hy kry sy inligting wat in sy gemeentes verkondig word, wat in die kerk verkondig word. Hy hoor die gesprekke tussen mans en vrouens, hy hoor die gesprekke van dominees en pastore, hy hoor my wanneer ek praat, hy hoor ons almal. Nou maak hy hierdie aanname in die boek van Haggai, hoofstuk 1, vers 2. En wanneer ek hierdie gedeelte lees, dink so 'n bietjie aan jou eie huishouding, dink so 'n bietjie aan die plek waar jy woon. Hoe lyk die mense? Hoe lyk die kinders? Hoe lyk die mans? Hoe lyk die vrouens? Hoe lyk ons lewens as Vader dit sê? Maar hoor gou wat sê hy. Hy sê, so sê Jothai Wafai, die Almagtige, hierdie volk
Met ander woorde, hy hoor wat hierdie volk verkondig, hy hoor wat hierdie volk sê. Hierdie volk sê, dit is nie nou die tyd om die tempel te herbou nie. Met ander woorde, Vader kry hierdie inligting in die hemel, en hy maak hierdie aanname, en hy maak hierdie stelling op grond van wat hy sien, wat hy beleef. Onthou net, hy het 'n hemelse perspektief, en hy sien waarmee almal van ons besig is, en hy kyk ook wat jy doen, en waarmee jy as 'n individu besig is. En nou kom en hy sê, hierdie volk sê, by wyse van hulle mond, en by wyse van hulle optrede, sê hierdie volk, dis nie nou die tyd om die tempel te herbou nie. So wie is die tempel? Waar is die tempel? Die tempel is ek en jy. 1 Korintiërs 3 vers 16. Weet julle nie dat julle is my tempel? Julle is die tempel van die Heilige Gees, die Gees van die lewende God, sy ruach woon binne in my en in jou. 1 Korintiërs 6 vers 19 sê die woord, hy sê, julle is duur gekoop. En omdat julle duur gekoop is, moet julle weet, julle behoort nie aan julle self nie, maar my Gees is inwonend, julle behoort aan my. Maar julle sê, dis nie nou tyd om die tempel te herbou nie, want ons gee al die aandag aan die blinkkarre en aan die huise, en ons gee aandag aan die naels, en die boutops, en die hare, en die kleredrag, en die suits, en die skoene, ons gee aandag aan die uiterlike, aan die gym, ons gee aandag aan al hierdie tipe van dinge, maar ons geesmens, wat die tempel moet wees, dit ly skade. En omdat my tempel skade ly, dis hoekom hierdie wêreld so lyk, dis hoekom my volk deurmaak, wat hulle deurmaak. En nou kom Vader verder, hy sê, gee ag op wat julle ervaar het, gee ag waardeur julle gaan, en wat met julle gebeur, gee ag. En nou gaan julle sê, sy volk, my eie woorde, nou gaan julle sê, ja, maar ons bid en ons roep, en ons lees u woord, en ons gaan kerk toe, en ons bring ons tiendes, en al die tipe van dinge, dan sê hy sê, hierdie volk sê, dis nie nou die tyd om my tempel te herbou nie. Met ander woorde, ons sien nie nou kans om sy koninkryk te bou op hierdie aarde nie. In primêr is dit eintlik ons funksie. En wanneer ons in hierdie funksie verbrou, mense, daarom lyk ons lewens so. Hoor gou wat sê vers 4 van Haggai hoofstuk 1. Hy sê, is dit nou die tyd vir julle om in julle pragtige huise te woon, terwyl my huis in pyn lê? Julle woon in hierdie pragtige huis, julle ry die mooiste karre. Julle het die pragtigste meubels, alles is mooi, julle grasperke is mooi, alles is skoon, julle vloere is skoon, julle masjiene is skoon, alles is skoon. Maar julle geesmens is beklad. Julle is eintlik beklaanswaardig, julle is elendig en naak voor my aangesig, maar julle besef dit nie, omdat julle sê, dis nie nou die tyd om sy tempel te herbou nie, omdat julle sê, daar is nie nou spasie vir dit nie, daar is nie nou meer spasie vir sy woord nie. En dit maak Vader hartseer. En eintlik elke keer wanneer ons dit doen, en wanneer ons hierdie gesindheid openbaar, dan sê die duiwel vir Vader, sien u kroonskepping wat veronderstel is, om oor my te heers, ek heers oor hulle. Want hulle sien nie nou kans om u tempel te herbou nie, want hierdie is u tempel, en hulle gee nie aandag nie. Hulle gee wel aandag aan die uiterlik, en die uiterlik almal mooi, en almal lyk pragtig, en die gesiggies blink, en alles is mooi, maar aan die binnekant is dit doodsbene. Dis hoekom ons so lyk. En nou sê die woord, hy sê, en nou is die tyd vir julle, om in julle pragtige huise te woon, terwyl my huis in pyn lê. Sy huis lê in pyn. Mense onthou net, ons is gees, siel en liggaam. So Vader praat eintlik hier met ons geesmens, dat ons geesmens gekonnekt sal wees met hom. En as dit nie is nie, dan is ons sielsmens gekonnekt met iets anders, en dan word ons emosionele wesens, en dan word ons lewens emosioneel gedryf, en jy kan nie op jou emosie staat maak nie, want jou emosie is vandag op 'n hoog, en môre is jou emosie op 'n laag. Môre kan jy die wêreld versit, en môre wil jy jou oë uithaal. So jy kan nie staat maak op jou emosies nie, jy moet staat maak op geloof. We're not walking by sight, but we're walking by faith. En as jy die keuse moet maak om op sigwaarte te loop, dan beteken dit jy wandel in jou emosies. Jy wandel op jou sintuie, maar wanneer ons wandel in geloof, mense, dan is dit 'n ander lewe. En daai lewe gaan toelaat om sy tempel te herbou, sodat sy heilige naam hier, en hier, en hier, en hier verheerlik sal word. En dit is belangrik wat ek vandag vir jou sê. Nou sê die woord in vers 4, wat is stikkend?
Wat lê in pyn? Want Vader sê, is dit nou die tyd vir julle om in julle pragtige huise te woon, terwyl my huis in pyn lê? So Vader, wat lê in pyn? Waarna verwys hy? Wat is flenters? Wat is stikkend? Waarna moet ons gaan kyk? Waarna moet ons oplet? So help ons. En ek skryf neer. Nommer 1, sy naam. Sy naam word nie gerespekteer nie. Sy naam, ons gebruik sommer nie die naam Here, wat in ons Bybels voorkom. As ek hierdie woord oopmaak, dan is dit, en die Here sê, en ons het nie 'n idee eintlik wat dit beteken nie. So nommer 1, is sy naam stikkend in ons tempels. Sy naam is nie Here nie. Die naam Here is eintlik die Baal God. Ons aanbid eintlik die Baals. Met ander woorde, ons is terug in Egipte, ons is terug in Babylon. Dis weer daai aanbidding, want die katholieke stelsel het dit ingebring. So sy naam is stikkend. Sy naam is Jod-Heh-Wav-Heh. Hy is die Almagtige. Hy is die Heilige van Israel. Hy is die God van Abraham, Isak en Jakob. En laat dit bekend word oor hierdie ganse wêreld. Wat is sy naam? Sy naam is Jod-Heh-Wav-Heh. Tweedens wat stikkend is, mense, is sy profetiese kalender. Dis flenters. Want die kerke en die gemeentes verkondig, dis nie meer nodig dat ons in Vader se kalender sal wandel nie. Maar wanneer ons kyk na die openbaarmaking en die verborgenheid van die heidene in die boek van Romeine hoofstuk 11, dan gaan jy sien, dis belangrik, want op hierdie stadium is daar 2 huise, en hierdie 2 huise moet een word, omdat die huis van Dawid moet herstel. Jesegiel 37, en as daai huis nie herstel is, die mense, kyk hoe lyk hierdie wêreld, dan kan die Messias nie kom nie. En ek en jy het 'n verantwoordelikheid om terug te keer in waarheid na Vader se profetiese kalender. Sy kalender is belangrik, met ander woorde sy afsprake wat ons met hom het. Met ander woorde Pesach, ongesuurde brode, Eersteling Gert, met ander woorde opstanding, 50 dae later, Shavuot, die uitstort van sy Heilige Gees. Dan 4 maande later, Yom Teruah, die blaas van die trompette, wanneer hy gaan kom. Dis vir hom belangrik, dit behoort aan hom. Dit behoort nie aan 'n nasie, volk en 'n kultuur nie. Hy sê, hierdie is my afsprake, alhoewel die kerk sê, nee, dis hoekom die kerk sê, dis nie nou die tyd om die tempel te bou nie. Hulle bou hulle eie tempels, hulle bou hulle eie godsdiens, hulle bou hulle eie evangelie, hulle skep hulle eie verlosser, na hulle mening, hulle bou hulle eie verlossing, en hulle eie verlosser, bou hulle. Maar die ware verlosser, meester Yeshua, mis hulle. Want hulle tempels wil hulle nie herbou nie. Hulle woon in pragtige huise, terwyl sy huis in pyn lê. Sy naam, sy profetiese kalender is flenters. Sy afsprake wat hy met ons het, word verwerp. Dankie dat jy ingeskakel is vandag. Dankie dat jy sy afspraak nakom. Dankie dat jy weet waaroor dit gaan. Dankie dat jy tot die waarheid gekom het. Ek eer en respekteer Vader vir mense wat tot die waarheid kom, en ek is opgewonde daaroor, want hier's 'n tsunami, mense, ek kry die boodskappe, ek sien wat gebeur in Suid-Afrika, ek hoor die Namibiërs, hulle kom in die waarheid, halleluja, waar mense sê, ek is klaar, ek stap uit, my ouers is kwaad vir my familie is kwaad vir my, maar ek stap uit, ek is klaar, want ek kom agter, hulle verwerp sy naam, hulle verwerp sy kalender, hulle verwerp sy afsprake, sy heilige dinge is totaal en al verwerp, want hulle bou hulle eie koninkryk, hulle bou hulle eie huise, terwyl die tempel van Jod-Heh-Wav-Heh in pyn lê en dis stikkend. Sy instruksies word verwerp. Sy verbond is in flarde, dis stikkend. Maar ons claim en fame, ons is Christene, ons wandel in Vader se weë, en predikante verkondig dit, en predikante kom teen die afsprake, en teen die Shabbatte van die lewende God. Dis hoekom ons land so lyk, dis hoekom ons huishouding so lyk, dis hoekom ons kinders so lyk. En omdat jy my kennis verwerp het, daarom het ek jou priesterskap ontneem. En ek sal aan jou kinders nie weer dink nie, my verbond is stikkend, dis wat in pyn lê. En my Shabbatte, dit word ontheilig. Shabbatte. Byvoorbeeld Shabbat op 'n Vrydag aand, wat op 'n Vrydag aand begin, tot en met Saterdag aand, dit is Vader se afspraak, mense. Dit behoort nie aan 'n mense nie, dit behoort nie aan 'n denominasie, of in 'n kultuur, of in 'n volkie, dit behoort aan Vader, dis Vader se afsprake. En ek en jy moet kennis neem daarvan. En wanneer ons die kennis neem daarvan nie, dan sê Vader, julle sê, dis nie nou tyd om my tempel te herbou nie. En mense, ons is in hierdie seisoen van restaurasie en herstel in die naam van Meester Yeshua. En herlewing gaan juist dit wat ek nou preek.
Dit wat jy nou hoor, as jy my stem hoor, moet jy weet, ek praat herlewing. En herlewing is om terug te keer na Vader se waarheid, dat ons die pad van waarheid sal wandel. Ons moet klaar kry met hierdie leuns, want aan die einde van die dag, en die woord is baie duidelik in die boek van Tessalonisense, sal Vader, hoor mooi wat gaan hy doen, hy sê, ek sal die krag van die leuen instuur, in hulle wat die leuns lief het, sodat hulle nie tot die waarheid sal kom nie, en ek gaan hulle oordeel ooreenkomstig die leuns wat hulle lief het. So mense, jy moet versigtig wees. As jy vandag na my boodskap luister en sê, man, ek het nie 'n saak met Vader se kalender, of sy afsprake, of sy instruksies, of sy verbond, of sy Shabbatte nie, wil ek vandag vir jou sê, dalk het jy alreeds die krag van die leuen in jou, soos wat Farao gehad het. Hy was hardnekkig, en sy hart was verhard gewees, en daarom het hy nie gehoor wanneer Aaron en wanneer Moses met hom praat, as die instruksie van Jotawafai die Almagtige nie. En dit gaan weer gebeur. Dit gaan weer gebeur. As dit nie al klaar begin gebeur nie, want mense sê mos, weet jy, ek het nie 'n saak met dit nie, ek het my gemeente, ek het my pastoor, ek het hierdie, hulle wat my ore wil streel, gaan luister na hulle asseblief. Maar pas op vir die dag, wanneer die krag van die leuen gestuur sal word, sodat jy nie meer kan onderskei tussen die leuen en die waarheid nie. Jy het nou tyd, want hierdie volk sê, dis nie nou die tyd om die tempel van Jotawafai te herbou nie. Ons woon in hierdie pragtige huise, ons lyk mooi van buite, maar binne is ons dood, ons doodsbeendere, Jesegiel hoofstuk 37. Hoor gou wat sê vers 5 in die boek van Haggai. Daarom so sê Jotawafai die Almagtige, mense, hy is die Almagtige. Neem ter harte wat met julle gebeur. Neem ter harte wat met julle gebeur. Nou mense, elke tweede oproep, nee, ek oordryf miskien 'n bietjie, elke vierde oproep, elke 5de boodskap, hoor die vrug, bid asseblief vir my kinders, hulle is op dwelms, hulle is op alkohol, my dogter het verval in prostitusie, my 16-jarige kind het vir my gesê, ek wil nou nie meer 'n meisiekie wees nie, ek wil nou 'n seun wees, en ook andersom. So, ons huishouding is in flarde. My man is nie in sy posisie as die geestelike leier in ons huis nie. Ons huis is in flarde, dis 'n gesuipery op Vrydaande. Op Saterdag is hierdie huis soos 'n varkop. Ek verstaan nie meer, ek kan nie meer aangaan nie. Ek wil teen die mure uitklim. My lewe is in 'n hel en ek weet nie om uit te kom nie. Nie een boodskap nie, nie 2 boodskappe nie, duisende van oupas en oumas wat met my kontak maak om te sê, my kinders is op dwelms, hulle is 30 jaar, hulle is 35, hulle is 40 jaar oud, hulle is op dwelms, hulle het nie 'n saak met God nie, wil jy nie vir hulle bid nie. Ek bid vir huwelike, as jy net hoor hoe mans vrouens behandel en vrouens mans behandel, hierdie wil dit doen en hierdie wil dat doen, dis 2 verskillende pole, hulle veg teen mekaar in die huwelik, en die huwelik is die beeld van Elohim. Hoor wat sê die woord, hy sê, daarom so sê Jotawafai die Almagtige, neem ter harte wat met julle gebeur. Neem ter harte, ons verloor ons werk, ons verloor ons plase, ons verloor ons grond. Hy sal 'n nasie instuur, wat in julle huise sal woon, wat julle gebou het. Ons gaan verdrukking deur. Hoor wat sê vers 6, julle het baie gesaai, maar min geoes, julle het geëet, maar julle het nie genoeg gekry nie. Julle het gedrink, maar dors gebly. Julle het klere aangetrek, maar julle het nie warm geword nie. Julle was soos 'n dagloner, wat gewerk het vir sy loon, en wat daai geld in 'n stuk in 'n beursie ingooi. Dit wat jy boon sit, val weer onderuit. Dit wat jy boon sit, val onderuit. Hoekom? Want julle sê, dis nou die tyd om my tempel te bou. En ons is nou in 'n seisoen van restaurasie, in 'n seisoen van herstel, en ons begin by hierdie Jerusalem, in die naam van Meester Yeshua. Neem ter harte wat met julle gebeur, sê die woord. Neem ter harte, ons lewens is verwoes, ons huishoudings is stikkend, ouers is raad op, kinders is vergete. Kyk al lyk ons skole, kyk na die kurrikulum van ons skole, kyk na ons regering, wat hulle besig is om te doen. Dus elke dag is dit korrupsie en diefstal in die hoogste gesag. Gee ag wat met julle gebeur. Dit is boos daar buite. Die priesterambt is ons ontneem en ons kinders is vergete. Hoekom? Want Vader sê, julle sê, dis nie nou die tyd om sy tempel te herbou nie. Vers 7. So sê Jotawafai die Almagtige, neem ter harte wat met julle gebeur. Hy sê dit weer 'n keer, 3 keer sê hy dit. Vers 8. Klim op die berg
en bring hout aan, en bou die huis, watter huis? Vader se huis, bou sy huis, dan sal ek 'n welgevalle daarin hê, en my verheerlik in daardie huis. Kom terug, spandeer tyd met sy woord, keer terug na die waarheid, stap uit, wanneer jy 'n woord hoor, van Matteus hoofstuk 5 vers 17, waar iemand verkondig dat Vader se gebooie, en sy instruksies, en sy wette, en sy Torah, is ten einde, dit is vervul, dit nie meer nodig nie, asseblief, hardloop weg, want die woord sê, hulle wat dit verkondig, sal die minste genoem word in sy koninkryk, die minste. As jy 'n jota of 'n titel verwyder, sal jy die minste geag word in sy koninkryk. Hardloop. Maar julle sê, ek gaan nie hardloop nie, ek sal bly sit en ek sal bly luister, want my ore word gestreel, want ek hou van dit, my oupa was in hierdie kerk, my pa was in hierdie kerk, nou is ek in hierdie kerk, dis 'n tradisie godsdiens en ons wil nie verander nie. My huis lê in pyn, terwyl julle in pragtige betimmerde huise woon. Julle lewens is verwoes. Nou sê vers 8, hy sê, klim op die berg, en bring hout aan, en bou die huis, dan sal ek 'n welgevalle daarin hê, en ek sal my verheerlik, so sê die almagtige Elohim. Halleluja, dat hy hierin sal verheerlik. Mense, en dis herlewing, dis restaurasie, dit is herstel, wanneer ons die ancient wells gaan oopmaak, en hierdie water kom uit, en ek en jy staan in die stroom van lewende waters, wanneer ons by die kruispad kom, en ons gaan terug na die ou weer, maar die volk sê, ons gaan nie daarin wandel nie. Wat is die lewende God, dat ons hom sal aanbid? Dis wat die volk sê, ons aanbid afgodery, reg oor die grense van Suid-Afrika is dit afgodery. Mense, die kruis, wat in kerke hang, is 'n afgod simbool. Dis 'n heilige boomstam. Hoor wat ek vandag vir jou sê, Jeremia het dit geopenbaar. Gideon het hierdie boomstamme, hierdie heilige boomstamme gaan afkap van sy pa. En ek en jy moet dieselfde doen. Hoe kan 'n mens dit aanvaar wanneer iemand sê, bring jou sondes na die kruis? Die kruis is 'n doodsimbool, is 'n katholieke simbool. Gaan kyk, dan sal jy sien. In die katholieke stelsel is afgodery, en ons het verval, want ons is die dogters van die hoerkerk. Maar nee, ons wil ons eie huise bou. En ons is in gemaklike godsdiens. Ons het 'n evangelie gebou wat by ons pas. Ons kan maak en doen net wat ons wil. En die evangelie is my aanvaarbaar. Net solank ek in die kerk was, is ek okay. Nee, jy's nie okay nie. Jy's nie okay nie. Jy moet tot die waarheid kom. Jy moet besef wie is meester Yeshua. Hy het 'n prys vir jou betaal. Sy bloed het gevloei aan 'n folterpaal, nie in 'n kruis nie, vir my en vir jou, sodat ek en jy die gawe het van die ewige lewe. Man, ek raak opgewonde oor hierdie goed. Vers 9. Hoor wat gebeur met ons, omdat Vader sê, ek hoor julle sê, julle het 'n groot oes verwag, maar julle het min ingekry. En wat julle nog in die huis ingebring het, het ek weggeblaas. Ek het dit laat verdwyn. Waarom? Waarom het u dit gedoen? Vra Jotheid die Almagtige, omdat my huis in pyn lê, terwyl elkeen van julle hard besig is om aan julle eie huise te werk. En my huis lê in pyn. Julle het my Sabbatte vergeet, julle het my afsprake vergeet, julle het my feeste vergeet, my gebooie, my instruksies, my Torah, dit wat ek vir julle beplan het julle verwerp, julle ontheilig my Sabbatte, julle het geen onderskeid tussen wat rein en onrein is nie, wat heilig en onheilig is nie. My priesters, my predikante, het my Sabbatte verkrag. En ek roep, in die naam van meester Yeshua, roep ek Suid-Afrika terug om te teshuwa na die waarheid. Na die waarheid. Nou hoor ek hier in die gange, dat Frik Weideman is 'n kult. Is 'n kult. En al wat ek doen is, ek verkondig die woord. Ek verkondig die woord. Maar dieselfde mense wat dit van my sê, hulle vier Kersfees, en Valentine, en Halloween, en Vadersdag, en Moedersdag, en Nuwejaarsdag. Hulle vier dit. Hulle verwerp die Shabbat. Dit is 'n kult. Dit is 'n kult. Nie dit wat ek verkondig nie. Ek verkondig die woord, die waarheid van sy woord. Dit is 'n kult. En as 'n predikant vir jou sê, hierdie goed is nie meer nodig nie, Shabbat is nie meer nodig nie, en dat hierdie feeste van Vader is nie meer nodig nie, mense die feeste, as jy die feeste en die afsprake van Vader verstaan, dan verstaan jy sy reddingsplan.
As hulle dit verwerp, dan is dit 'n kult. Met ander woorde, as hulle dan kan sê, maar ek is Joods, of ek is onder die wet, dan kan ek sê, maar okay, hierdie mense is dan onder die katholieke stelsel, en dis diep afgoderry, dis diep okkulties, diep okkulties. So jy moet vandag 'n keuse maak. Of jy bly, of jy gaan. Of jy bly in die leuen, of jy gaan na die waarheid toe. En dis herlewing. Ek roep restaurasie, ek roep herstel, en ek roep herlewing in Suid-Afrika, in Namibië, en die uithoeke van hierdie wêreld. Mense, daar moet restaurasie plaasvind. Hoor my vandag, restaurasie moet plaasvind, sodat die huis van Dawid weer herstel word, sodat die twee stokke een word, Esegiel 37, ek roep dit vandag, en ek en jy moet vandag die keuse maak, en die seisoen is nou, nie later nie, nou, die tyd is nou mense om daai besluit te neem, waar wil ek wees, waarheen wil ek gaan, na wie wil ek luister, ek luister na Jod-Hy-Waf-Hy die Almagtige, ek spandeer weer my woord, ek lees weer my woord en ek spandeer weer tyd met hom. Ek maak toevallig oop by Nehemia, dat ons weer soos Nehemia die mure gaan bou. Die mure gaan bou, want die mure en die poorte is flenters, dis verbrand. Nehemia het gehuil vir dae lank, hy het getreur toe hy hoor hoe Jerusalem se mure lyk. Ek huil vir dae lank as ek sien wat aan huishoudings gebeur oor Suid-Afrika en in Namibië. En ek praat met mense in Kanada, Nieu-Seeland en al hierdie plekke en ek sien, dis dieselfde tendens. Want Vader sê, ek hoor julle wat sê, dis nie nou die tyd om my tempel te bou nie. Ek en jy moet feite in die oë kyk vandag. En ons kan nie dit miskyk nie. Ons moet dit in die oë vandag kyk. Jy moet jou probleme in die oë kyk. Jy kan nie jou probleme omseil en dink tyd sal genees nie. Nee, ek en jy moet genees. Daarom gee Vader my en jou die autoriteit. Hy gee ons die gawes van die Heilige Gees om te kan onderskei tussen waarheid en leuen. Hy gee vir ons daai onderskeidingsvermoë. Hoekom? Want ek en jy het sy gees. En as jy nie wil wandel in sy weë nie, wat se gees het jy dan? Dan het jy die Kundalini gees, die vals Heilige Gees. En die vals Heilige Gees gaan dit vir jou sê wat teenstrydig is met sy woord. Maar mense gaan dit glo, want hulle gaan nie die onderskeid kan bepaal nie, want hulle wandel nie in Vader se weë nie. Want hulle hardloop vir hulle eie huise terwyl sy huis in pyn lê. As jy nie die verbond ken en die verbondskondisies ken nie, hoe op aarde gaan jy weet watter gees praat met jou? Dis die duiwel of ek self of dis Vader. En wanneer die gees met jou praat en hy praat met jou teenstrydig met sy woord, moet jy weet dis die valse Heilige Gees. En dit gebeur baie. Want baie mense kom en sê, ja, die gees van God het vir my gesê, ek het nie nodig om Shabbat te onderhou nie. Nonsens man, nonsens, die gees van God sal dit nooit vir jou sê nie. So ek en jy het 'n paar feite wat ons in die oë moet kyk. Of ons leef in geloof, of jy leef op sigbaarde. As jy op sigbaarde leef, dan lewe jy op dit wat jy sien en beleef en ervaar. Dan is jy emosie gedrewe, en dan wil ek vandag vir jou sê, het jy moeilikheid in terme van jou geloof. Maar wanneer ons in geloof wandel, hoe kry ek geloof? Hoe kry ek geloof? Deur die lees van sy woord. Dit versterk my geloof. En my gebed vandag op hierdie Shabbat is dat my en jou geloofswandel sal verdiep in Vader, sodat Vader sal sê, ek hoor my volk sê, dis nou die tyd om my tempel te herbou. Jy moet vandag 'n keuse maak tussen geregtigheid en ongeregtigheid. Geregtigheid beteken, ek wil gehoorsaam wees aan Vader se instruksies, sy gebooie, sy verordeninge en sy afsprake, en om daarna te luister na sy stem. Ongeregtigheid is om dit wat ek sopas genoem het, te verwerp. Met ander woorde, om jou eie godsdienst te bou wat by jou pas, en jy dink dit is die waarheid. Romeine hoofstuk 10 sê dit so mooi. Paulus kom en hy sê, ouens, ek sien julle het hierdie ywer om Vader te dien, maar julle het nie kennis aangaande sy geregtigheid nie. En omdat julle nie die kennis het nie, nou bou julle julle eie geregtigheid, en dit is teenstrydig met sy woord. So in ander woorde mense, ons het ons eie evangelie gaan bou. As jy jou eie evangelie bou, as hierdie die evangelie is, en ek bou my eie evangelie in hierdie evangelie, dan is dit 'n kult. Dan raak dit demonies. En dis hoekom meester Yeshua vir die fariseërs gesê het, uiteindelik vir hulle gesê, julle is 'n klomp demone, julle addergeslag, julle slange, want julle verkondig iets wat nie daar staan nie. Mense, of jy's connected met Vader, met sy ruach, of jy's connected met hierdie wêreld. Jy moet vandag die keuse maak. Jy is of vir meester Yeshua, of jy's teen hom.
En die een wat jy kies, as jy die wêreld kies, of jy kies die valse Messias, wat mense gebou het en wat kerke gebou het, as jy die valse Messias gaan kies, gaan die valse Messias die autoriteit in jou lewe hê. Hy gaan jou keuses beïnvloed, hy gaan jou lewe regeer, die valse Messias, maar wanneer jy die ware Messias ken, Meester Yeshua, en Meester Yeshua sê, wanneer julle my lief het, sal julle my gebooie bewaar. En as jy sê, jy het my lief, en jy bewaar nie my gebooie nie, dan is jy 'n leienaar, en die waarheid is nie in jou nie. Nie my woorde nie, dis die woorde van Meester Yeshua. Hy sê dit. Die een wat jy aanvaar, as jy die ware Messias aanvaar, wat in hierdie woord opgeskrywe staan, mense, dan het hy die autoriteit en hy die krag om oor jou lewe te heers. Maar as jy die ander Messias wil aanvaar, wat hierdie kerke opdis vir jou, want jy sien, hulle wil nie die tabernakel of die tempel bou nie, want Vader sê, ek hoor my volk sê, julle wil nie my tempel bou nie. Dis nie nou die tyd nie. As jy die valse een kies, gee jy hom die krag en die autoriteit om oor jou lewe te heers. Jy moet vandag die keuse maak. Nie môre nie, vandag. So indien jy vandag die keuse maak, en ek hoop dis die ware Messias, dan moet jy weet, hy gaan jou keuses beïnvloed. Jy moet weet, jy gaan moet terugkeer na sy Torah, want hy is die lopende, lewende Torah. En jy moet vandag kies, en jy moet ook vandag weet, nadat jy gekies het, as jy hierdie pad wil loop, is dit 'n moeilike pad, dis 'n eensame pad. Mense, dis 'n opdraande pad. Moenie dat iemand vir jou vertel, dis 'n walk in the park nie. Moenie dat mense dit vir jou vertel nie. Ek wil vandag vir jou sê dat hierdie pad is 'n moeilike pad. Dis 'n eensame pad, dis 'n pad van belediging, dis 'n pad van beskuldiging. Dis die pad wat ek en jy moet loop. So mense, hoor gemooi. As jy hierdie pad gaan loop, gaan die wêreld jou verwerp. Die kerk gaan jou verwerp. Jou familie gaan jou verwerp. Jou vriende gaan jou verwerp. Jou kollegas gaan jou verwerp. Kom ek lees vir jou. Johannes hoofstuk 15 vers 18. As die wêreld julle haat, onthou, hy het my voor julle gehaat. Dis die ware Messias. Die ware Messias gaan nie kompromieë aan met hierdie wêreld nie. Die ware Messias wandel in sy woord. Die valse Messias sê jy kan maak en doen net wat jy wil, want die genade is vir jou meer as genoeg. Dis die valse Messias. Jy moet vandag gaan kies. Johannes 16 vers 9. Die wêreld is skuldig aan sonde, want die wêreld glo nie in my nie. Dis wat die woord sê. Johannes 16 vers 9, kom ek lees so weer vir jou. Meester Yeshua is in die woord, hy sê, die wêreld is skuldig aan sonde. Wat is sonde? Sonde is wetteloosheid. Sonde is ongeregtigheid. Wetteloos aan sy gebooie, sy instruksies en sy verordeninge. Hy sê die wêreld is skuldig aan sonde, want die wêreld glo nie in my nie. Jy kan dit sê met jou lippe. Jy kan sê ek het U lief. Jy kan jou tiendes bring. Mense, kan ek gou vir jou sê, daai offer beteken niks. Die bloed van offers, van bokke en stiere beteken niks nie. Mense, dit is die bloed van die lam wat my kom skoon was, om die ongeregtigheid en die leuns te kom uitwas. Die wêreld is skuldig aan sonde. Sonde is wetteloosheid. In die wêreld, ongelukkig hartseer, die wêreld kies vandag, die gemeentes kies vandag, die kerke kies vandag, die valse Messias. Daarom sê die woord, in Matteus hoofstuk 5, hy sê daar's 'n nou pad, en daar's 'n breë pad. Min is op hierdie nou pad. Hy praat hier met die kerk. Hy sê min is op hierdie nou pad. Baie is op hierdie breë pad, want hulle het hulle eie evangelie gaan skep. Hulle het hulle eie Messias gaan vooropstel. Met ander woorde, ons is eintlik weer terug na die goue kalf. As jy nou mooi daaraan dink. Die wêreld kies die valse Messias. Die een wat die wêreld se feeste eerbiedig, is vals. Wat wandel en leef volgens die riglyne van die katolieke stelsel, dis vals. Waar die kruis aanbid word in die katolieke kerk, wat deurgefilter het na ons kerke, na ons huise, na ons gemeentes, na ons werksplekke, dis vals. Sondag aanbidding is vals. Eerste dag aanbidding staan nie in die woord nie. Shabbat bly Shabbat, dis die 7de dag. En die woord sê, julle moet dit heilig, gedenk dit en heilig dit. En dit wat Vader kom heilig, het die kerk ontheilig. Net genade word verkondig. Sonde word nie meer aangespreek nie. Ons kan wetteloos leef, ons kan maak en doen net wat ons wil. Dis die valse evangelie, dis die valse Messias. Ons kies dit wat onheilig en onrein is. En ons is tevrede daarmee. Vader sê, julle sê, dis nie nou die tyd om my tempel te bou nie. En dis waar ons nou is.
Die kerk verwerp die gebooie, die instruksies en die verordeninge van JHWH. Hulle verwerp die Shabbat. En Shabbat, mense, hoor my vandag, is die teken dat hy ons Elohim is. Dis die teken, dis die verseeling op die voorkop. Mense, dis die merk 777. So as jy vandag die ware Messias kies, en hom aanbid, hoor vandag vir my, gaan die kerk jou uitspoeg. Gaan die wêreld jou uitspoeg. En ek wil vandag in jou hartsdeur kom klop, ten spyte van dit. Ten spyte van die verdrukking, die vervolging en die belediging en die valse beskuldigings wat jy moet deurmaak, staan vas. Dis hoekom ek in die begin gebid het om te sê, Vader, ek bid vir 'n gees van vasberadenheid. Ek bid vir 'n gees van volharding in die naam van Meester Yeshua. Wanneer jy hom kies, moet jy weet vandag een ding. Hy regeer in jou lewe. Hy gaan jou besluite beïnvloed. Jy kan dan nooit weer voor 'n ander God of gode gaan buig nie. Jy kan nie teruggaan nie. As jy vandag die ware Messias kies, Meester Yeshua, hy alleen is die weg en die waarheid en die lewe. En niemand kom na die Vader behalwe deur hom nie. En dieselfde Messias wat ek nou vir jou sê, gaan vir die kerk sê, gaan weg van my, julle wetteloses. Gaan weg van my, julle wat die ongeregtigheid liefhet. Gaan weg van my, want ek ken julle nie. Dis hartseer woorde. En as jy vandag die keuse gemaak het om die ware Messias te kies, moet jy weet, mense, dat jou dade, jou besluite en jou reaksies gaan gemotiveerd wees deur sy liefde en deur die waarheid van sy teenwoordigheid. Jy moet dit vandag weet. Hy is heilig. So leef dan heilig, want sonder heiligmaking sal ons hom nie sien nie. Weet dit vandag. Hy is afgesonderd, so ek en jy moet afgesonderd wees. Hy is afgesonderd. Mense, daar is niemand soos hy nie. Hy kan met niemand vergelyk word nie. Hy staan uit. Selfs die duiwel is nie sy gelyke nie, en is hartseer wanneer ek sien dat mense vergelyk die duiwel en Meester Yeshua. Die duiwel is geen faktor nie. Hier was my hartseer. Wanneer ons die hiërargie ken van die demoniese riehelm. Ons ken die demone op hulle name. Ons ken die wêreldheersers op hulle name. Ons weet wat hulle doen. Ons ken hulle eienskappe. Ons ken hulle karakters. Maar ons ken nie die karakter van die ware Messias nie. Ons ken nie die karakter van die ware Heilige Gees nie. Ons weet nie eens dat ons is die tempel van die Heilige Gees wat in ons woon nie. Dit maak my hartseer. Ons bring nie onderskeid tussen heilig en onheilig nie, maar ons ken die demoniese riehelm, ons ken die vyandsmagte. Ons weet wie hulle is. Nee, maar die woord sê Frik, jy moet jou vyand ken. Jy's reg. Maar kan ek vandag vir jou sê, wanneer jy die ware Gees van God in jou lewe het, en jy het 'n ontmoeting met hom wat was en wat is en weer wat kom, die ware Messias, Meester Yeshua, kan ek vandag vir jou sê, hy wat in my woon is sterker as hy wat in die wêreld is. Ons het soveel kursusse wat ons bywoon oor geestelike oorlogvoering, niks verkeerd daarmee nie. Maar my probleem is, ons ken nie die punt van die ysberg van wie is die Heilige Gees, sy ruach met ons nie. Ons het nie 'n benul eintlik na die verborgenhede en die rykdomme wat in hierdie woord vervat is nie, want ons is so besig met die Satan. Ons is so besig met hierdie wêreld. Kies vandag die koninkryk van JHWH. Dit gaan jou eendag die geleentheid gee om voor die Heilige van Israel te staan, en hy gaan vir jou sê, welkom in my midde. Getrou was jy oor die min, en oor veel sal ek jou aanstel. Dan sal jy die vrede ervaar en beleef wat hierdie wêreld nie vir jou kan gee nie. En dan wanneer jy dit ervaar en jy stap uit Babylon, dis 'n keuse wat jy moet maak. Stap uit Babylon. Stap uit Egipte uit. Exodus uit Egipte uit. Ons is nou so pas deur Pesach 2025. Stap uit man, stap uit. Stap uit. Hou op om die water te drink van Moab. Kry klaar, geen kompromie met hierdie wêreld nie. Meester Yeshua het geen kompromie aangegaan met Pontius Pilatus of met die Fariseërs of die Sadduseërs nie. Glad nie. Maak nie saak of hulle ryk of arm was nie, geen kompromie nie. Ek en jy gaan nie kompromie met hierdie wêreld aan nie. Ons staan vas, gefokus, geanker in sy bloed, die rots, Meester Yeshua. En ons wandel in sy weë. Ons wandel dit wat hom behaag. Ons eer hom, ons dien hom. Ons bedien hom op die manier hoe hy gedien wil word, nie op my perspektief nie. En wanneer jy daarin wandel, dan is jy op die regte koers. En nou kom die boek van Jesaja hoofstuk 30 vers 21, wat die volgende dan sê, wanneer jy die regte koers verlaat,
sal jy agter jou 'n stem hoor wat sê, nee, hier is die pad, loop hier langs. Moenie daai kant toe loop nie, maar jy moet eers die besluit neem om uit te kom uit Babylon, uit te kom uit Egipte. Jy moet vandag die keuse maak. Of dis die valse Messias, of dis die ware Messias, of dis die Kundalini, die valse gees, of dis die ware Ruach HaKodesh. Jy moet besluit wie jy wil dien, of die opgemaakte Messias, of die ware Messias, of die kerk, menslike oorleweringe, Messias, godsdiens, of die ware evangelie. Jy moet vandag die keuse maak. Wanneer jy na mense luister nie, gaan toets dit in die hand van Deuteronomium hoofstuk 13. Gaan luister wat die gees van die lewende God vir jou sê, aan die hand van sy woord. Jesaja 30 vers 21, wanneer jy op die regte koers is, en jy verlaat die koers, sal jy agter jou 'n stem hoor wat sê, nee, hier is die pad, loop hier langs. Hoor mooi, vers 22, dan sal jy besef, dat jou afgode, jou beelde wat jy met silwer en goud oorgetrek het, onrein goed is. En jy sal hulle weggooi, soos 'n mens 'n smerige lap weggooi, en jy sal sê, weg met hulle. En dis hoe ek voel, wanneer ek 'n kruis sien. Dis hoe ek voel, wanneer ek hierdie obelisk sien, by plekke waar ek ry, en langs die paaie, wanneer ek hierdie afgodsbeelde sien, maar ons volkie is tevrede daarmee. Weg met hulle. Man, ek wil soos nou Gideon, wil ek sommer die byl optel, en hierdie goed gaan afkap. Vers 23, dan sal Jotawaf, die Almagtige, hy sal reën gee op jou saad, wat jy in die land gesaai het. Jy sal genoeg kos hê, en jou grond sal kos oplewer, en dit sal voedsaam wees. Jou kleinvee sal wei in 'n uitgestrekte land, weiveld. Halleluja. Jy moet net vandag die keuse maak. So kies vandag. Mense kies vandag. Ek kies vandag. Die weg en die waarheid en die lewe. Ek kies vandag. Meester Yeshua. Jy moet jou keuse maak. As for me and my house, we will serve Jah. Josua 24 vers 15. Ek weet nie wie julle wil dien nie. Julle kan die gode gaan dien van die Efrates, maar ek en my huis, ons het 'n besluit geneem. Ons sal hom dien wat hemel en aarde gemaak het. Jotawaf, die Almagtige. Ek leef vandag in die weg. Wie wat is die weg? Die weg is die Almagtige se instruksies wat hy vir my en vir jou gegee het om daarin te wandel. Die wat is die waarheid? Die waarheid is die Messias. Met ander woorde, sy afsprake en sy feeste. En dit bring die lewe. Wat is die lewe? Wanneer ek wandel in sy afsprake, wanneer ek wandel in sy gebooie, wanneer ek wandel in sy Torah, in sy lewensinstruksies, het ek die volheid van die lewe. Halleluja! Prys sy naam. En Jeremia kom en hy sê, ek het aangemeld. Nou vandag wil ek jou vra dat jy sal aanmeld. Jeremia 1 vers 7. Jy moet gaan na wie toe ek jou ook al stuur. En alles wat ek jou beveel, moet jy sê, Jeremia. Moenie vir hulle bang wees nie, want ek is by jou. Ek sal jou red. Nou mense, ek voel partykeer soos 'n Jeremia. Om op te staan te sê, so spreek Jotawaf, die Almagtige. Jy moet gaan na wie toe ek jou sal stuur. En alles wat ek vir jou sê om te sê, sê dit. Moenie bang wees nie. Moenie bang wees nie, want ek is met jou en ek sal jou red. Mense, ons is in 'n tyd van restaurasie. Ons is in 'n tyd van herstel en dit is nou belangrik om die regte keuse te maak. Reinheid, suiwerheid. Dit is belangrik. Jou identiteit is in hom wat hemel en aarde gemaak het, in die ware een, Meester Yeshua. Hy het na hierdie wêreld gekom as die lig, en die duisternis het hierdie lig nie oorweldig nie. Dat ek en jy sal wandel nou in hierdie dal, met 'n gees van volharding, en 'n gees van vasberadenheid. Openbaring 3 vers 11. Ek kom gou. Halleluja. Lukas 21 vers 28. Kyk op, want julle weet, julle verlossing is naby. Prys sy wonderlike naam. Openbaring 3:11. Ek kom gou. Hou vas wat julle het, sodat niemand julle kroon wegvat nie. Hou vas. Hou vas. Moenie budge nie. Moenie reteneer nie. Moenie kompromie aangaan nie. Staan vas. Johannes 17 vers 15. Hier kom Meester Yeshua, hierdie pragtige gebed. Elke keer wanneer ek hierdie gebed lees, dan raak ek bewoe oor wat Meester Yeshua vir my en vir jou kom bid. En hy weet waardeur ons gaan. Hy ken jou hart. Hy ken jou struggles. Hy ken jou hartseer. Hy ken jou trane. Hy ken die hoeveelheid hare op jou hoof.
En die woord sê, ek sal jou nooit begewe, en ek sal jou nooit verlaat nie. So hy is altyd by ons. Halleluja. Johannes 17 vers 15. U bid hy vir my en vir jou. Hy sê, Vader, ek bid nie, dat u hulle uit hierdie wêreld moet wegneem nie. Nee, ek bid nie daarvoor nie, maar dat u hulle van die bose sal bewaar. Wat is die bose? Die oomblik wanneer jy wegbeweeg, onder die sombreel van sy beskerming. Wanneer jy uitbeweeg, wanneer jy agter jou hoor, dis nie die koers nie, hierheen moet jy loop. Wanneer jy jou eie koers wil loop, bewaar ons van die bose, dat ons nie weer so toe sal gaan nie. Vers 16. Julle wat nou ingeskakel is, hulle is nie van hierdie wêreld nie, net soos ek nie van hierdie wêreld is nie. Met ander woorde, mense, ek en jy, wat afgesonderd is, wat apart gesteld is, ons woon in hierdie wêreld, maar ons is nie van hierdie wêreld nie. Daarom is my ID-boekie is in die hemel. My werkspermit is op hierdie aarde. Ek het 'n werkspermit om hier te werk en hier te akker in die koninkryk van ja, maar my ID-boekie, my residence, my burgerskap is in die hemel. Ja, op 'n stadium was ek ver, op 'n stadium was ek 'n huurling, was ek 'n vreemdeling gewees, en ek het nie die voordele gehad van Pesach nie, en ek het nie die voordele gehad van die saad van Abraham nie, maar ek het nader gekom vanweë die bloed van die lam. Want die bloed van die lam het dit vir my moontlik gemaak, en dis genade, en dis liefde. Vers 17. Heilig hulle in die waarheid. Halleluja. Nie meer die leuen nie. Vader, asseblief, dat mense vandag 'n keuse sal maak. Heilig hulle in die waarheid, want u woord is die waarheid. U woord is die waarheid. Mense, jy kan sê jy glo in die woord, maar jy glo nie in die woord totdat jy die woord begin doen nie. As jy die woord doen, dan begin jy eers te glo. Jakobus 1:22. As jy nie 'n dader is van die woord nie, dan glo jy niks. Niks. Hoor nou. Vers 18. Soos u my gestuur het in hierdie wêreld, so stuur ek hulle nou in hierdie wêreld. So kom ek en jy gaan vertel. Kom ek en jy gaan vertel wie is die ware Messias. Wat is die ware evangelie? Wat is belangrik vir Vader om hom te dien op sy perspektief en nie ek en jy geleer is nie. Vers 19. En ek heilig myself vir hulle. Halleluja. Sodat hulle ook in die waarheid geheilig kan wees. Sjoe, mense, dit is groot. Hierdie is massive, hierdie is groot. Nou net hier wil ek op my aangesig val om te sê, Vader, dankie dat u met ons bemoeienis maak. Dankie dat u vandag kom sê, en ek heilig myself vir hulle, sodat hulle ook in die waarheid geheilig kan wees. Wat is die waarheid? Wat is die waarheid? Mense, die waarheid is die Messias, sy afsprake, sy feeste. Wat is die weg? Sy weg is die instruksies, sy verordeninge, sy gebooie. Wat is die lewe? Die lewe bring die volheid van Elohim in ons, wanneer ons in die weg en die waarheid wandel. En daai twee het 'n resultaat van die lewe en die volheid daarvan. Halleluja. Vers 21. Dat almal een mag wees, net soos u, Vader, in my en ek in u, en dat hulle ook in ons een mag wees, sodat die wêreld kan glo dat u my gestuur het. Kan jy sien die eenheid? Wanneer daar eenheid is, mense, is daar salwing. Dan loop die olie oor jou hoof, deur jou baard, tot in jou voetsole. Dit is salwing. Eenheid bring salwing met ons hemelse Vader, dat ons in eenheid sal wandel. Tweedens, wanneer die dou van Hermon, dis die resultaat van eenheid, Psalm 133, wanneer die dou van Hermon, anderswoorde waterfonteine begin raak. Water bring lewe, sodat daar lewe kan wees. En derdens, hy sê, dan sal ek my seëninge gebied. Halleluja. So ons is een met hom, soos wat hy een met ons is. Een met sy woord, een met sy gees, een met wie hy is in ons lewens. Vers 22. En ek het hulle die heerlikheid gegee, wat u my gegee het, sodat hulle een kan wees, net soos ons een is. Dis my begeerte, dat jy vandag daardie besluit sal neem. Vers 23, en ek maak klaar. Ek in hulle en u in my. Meester Yeshua bid, hy sê ek is in hulle en u is in my. Hy bid dit. Hy sê, sodat hulle volkome een kan wees. Prys sy wonderlike naam. En dat die wêreld kan weet dat u my gestuur het en hulle liefgehad het, soos wat u my liefgehad het. So die wêreld hou ons dop. Hulle wil weet, wie is die ware Messias? En ek en jy moet dit gaan uitleef. Ons moet eenheid wees met mekaar. Daarom staan ons saam vandag op Shabbat in die stroom van lewende waters, eenheid met hom.
een met sy woord, een met sy gees, een met hom, en ons is een met mekaar. Daarom wandel ons in eenheid en in harmonie, en dis herlewing, om terug te keer na die waarheid, om uit te stap uit wêreldsgodsdiens, in menslike oorlewering uit. Mense, ons teken, die teken wat hier is Shabbat, en die teken is eenheid, in die wonderbare naam van Meester Yeshua. Ek en jy is 'n volger van Meester Yeshua, want hy sê, volg my, volg my. Moenie 'n denominasie volg, of 'n leerstelling, of 'n dogma nie, maar volg my. En ek verklaar vandag, in die naam, publiek, op kamera, ek, Frik Weideman, Shama. Abba, ek sal luister, en ek sal doen. En in die areas waar ek nog nie reg is nie, wil ek vandag Teshuvah, ek wil terugkeer, en ek wil wandel, ek wil sensitief wees vir die stem, dat wanneer ek my koers verander, dat ek die stem agter my sal hoor, wat sê, nee, dit is die pad, wat ons moet loop. Maar die volk sê, dit is nie nou die tyd, om my tempel te herbou nie. Maar vandag, vir julle wat ingeskakel is, hoor ek in my gees, wat Vader sê, my volk sê, dit is nou die tyd, om u tempel te herbou hier, sodat u naam en u koninkryk sal realiseer op hierdie aarde. Mense, baie dankie. Dankie dat jy vandag ingeskakel was by hierdie Shabbat uitsending van Menorah Tabernakel. Wat 'n eer en wat 'n voorreg om Vader se woord te kan en mag verkondig met onrein lippe. En ek eer Abba daarvoor. En ek dank U ook dat in die proses het hy koolvuur van die altaar gebring en my lippe aangeraak. En hy het woorde in my mond geplaas. En ek staan soos 'n Jeremia. Hy sê, ek sal jou stuur en ek sal jou beveel, alles wat jy moet sê. Moenie bang wees nie, want ek is met jou. En ek sal jou red. Dieselfde vir jou. Dieselfde vir jou. Net daar wees, net daar wees. As jy vandag hierdie woord gehoor het, en jy sê, Abba, hier is ek. Hier is ek. Ek lig my regterhand op. Dis 'n teken dat ek staan in die regterhand saam met Meester Yeshua. En Abba, ek wil vandag terugkeer. En ek het soms die pad verlaat, en ek het soms getwyfel in die Shabbat, ek het soms getwyfel in die verordeninge, maar vandag besef ek, dat hierdie is die tabernakel, hierdie is die tempel van die Heilige Gees, wat duur gekoop is deur die bloed van die lam. Dat ek vandag sal Teshuvah, dat ek vandag sal terugkeer. As dit jy is vandag, en jy wil ingesluit wees met hierdie gebed, dan wil ek jou vra om asseblief op jou voete te staan, dat jy vandag sê, maar ek staan op. Ek staan op, staf in my hand, kleed om my skouers, my heupe omgord, skoene in my voete. Vandag beweeg ek uit. Vandag is dit klaar. Vandag wandel ek in die waarheid. Ek maak vandag my keuse. Ek is klaar. Ek is klaar met hierdie wêreld. Ek is klaar met die katholieke stelsel. Ek is klaar met kerk speel. Ek is klaar met menslike oorlewering. Ek is klaar. Ek is klaar. So Vader, ek wil in hierdie pragtige môre wil ek kom buig en aanbidding voor U aangesig. En eerstens vir U kom sê dankie. Dankie vir U woord. En dankie dat U met ons vandag bemoeienis gemaak het. Maar dankie vir die Shabbat. Hierdie afspraak wat vir U heilig is. Hierdie afspraak wat vir U afgesonderd is. Dankie. Dankie dat ons kan deel wees van U koninkryk. En Abba, wanneer ons gesê het in ons lewens, dit is nie nou die tyd om U tempel te bou nie, dan vra ons U om verskoning. Ons wil onsself vandag verootmoedig en ons wil kom sê, ons is jammer. Vergewe ons. Kom was ons skoon met U bloed. Kom reinig ons vandag deur die inspraak van U Gees. Want Vader, ons het nie geweet wat ons sê nie. Maar vandag, na hierdie woord, besef ons, wat is die waarheid? En Abba, ons maak vandag die keuse, en elkeen wat nou opstaan, reg oor Suid-Afrika, voor jou televisie, voor jou telefoon, as 'n groepie by jou huisgemeente. Vader, dankie vir elke man, vrou, seun en dogter wat nou opstaan. Dankie dat U hulle harte ken. Dankie dat U hulle trane raak sien. Dankie dat ek weet, U maak nou bemoeienis met hulle. Vader, dankie nou vir die skille wat van hulle oë afval. Dankie vir die waarheid wat nou impakteer in hulle lewens. Dat ons van hier af vorentoe sal wandel in die weg wat vir U belangrik is. Dat ons U sal erken en bely dat U is die ware Messias, die een wat was, die een wat weer sal kom. U gaan kom vir U bruid,
Hy's die bruidegom en ons erken nie as die lam van Elohim, maar wanneer hy terugkom, gaan hy kom as die leeu uit die stam van Juda. En Vader, dat ons in gereedheid sal wees vir dit. So Vader, kom was ons skoon. Kom help ons. Rig ons. Lei ons in die spore van geregtigheid, sodat u naam en u koninkryk daardeur verheerlik sal word. Vader, ek bid in hierdie môre, dat u met elke man, vrou, seun en dogter sal wees. Dat u nou in hulle lewens of hulle liggame sal deponeer 'n gees van vasberadenheid, 'n gees om te volhard tot die einde toe. En Vader, dat ons sal weet dat u kom gou en dat niemand ons kroon van ons af sal wegvat nie, maar dat ons staande sal bly staan op die rots, Meester Yeshua, die ware evangelie, die woord wat die bevryding bring. Alwaar ek seën elke persoon wat vandag ingeskakel is en ook wat later na hierdie uitsending kyk, ek seën hulle op hierdie dag in die wonderbare naam van Meester Yeshua. En ek eer U daarvoor en my gees roep uit. Halleluja. Prys sy wonderlike naam. Mense, baie dankie dat jy ingeskakel was saam met my by hierdie uitsending van Menorah Tabernakel. Wat 'n voorreg om net in te kan beweeg in Vader se teenwoordigheid. Ek dank hom vir die bloed van die lam. My gebed is nou dat die aangesig van die lewende Elohim oor jou sal skyn en aan jou die vrede sal gee. Dat sy aangesig oor jou verhef sal word en jou lankmoedig en genadig sal wees. En dis my gebed vandag op hierdie Shabbat. En ek groet jou in die wonderbare naam van Meester Yeshua. Shabbat Shalom.